Goeiedag, Vanessa Foster van die Bybel in 1 jaar saam met julle. Vandag lees ons saam uit Markus 7 verse 1 tot 23. In hierdie gedeelte vind ons diep teologiese beginsels wat reinheid, tradisies en die mens se hart ondersoek. Die godsdienstige leiers van Jerusalem het gekom om Jesus se bediening te evalueer. En soos wat ons vroeër in Markus 3 gelees het, kan ons aanneem dat hulle reeds 'n opinie rondom Jesus gevorm het, en nou het hulle iets gesoek om dit te bevestig. Nou daar was 'n grondslag gelê rondom hande en voete was, en nou kom vra die leiers waarom die disippels nie volgens die tradisies van die ouderlinge optree nie. Vir die Joodse kultuur was dit 'n ernstige saak, en tradisies was bedoel om die wet te interpreteer. Baie tradisies word gebaseer op geestelike redes, en tradisies kan maklik gevorm word en so half geestelik begin voel. Maar ons moet onsself die vraag vra, is dit waarmee ek nou besig is, woordgefundeer? Sien, ons moet altyd die woord van God as maatstaf gebruik en versigtig wees om ons eie idees te vorm. In verse 6 tot 13 haal Jesus Jesaja 29 vers 13 aan. Ek lees vir ons uit die boodskap. Die Here het gesê, hierdie volk praat asof hulle my ken en my dien. Hulle gebruik al die regte en bekende woorde, maar hulle lewe baie ver van my af. Hulle godsdiens is niks anders nie as 'n klomp mensgemaakte reëls wat hulle uit die kop uitken en opsê. Mense word maklik geflous deur 'n masker of 'n front, maar die Here word nie om die bos gelei nie. Jesus sê vir hulle, die wet van Moses bepaal dat kinders hul ouers moet eer, maar hulle tradisies bepaal dat dit uitgekanselleer word. Nou die korban tradisies het bepaal dat as jy jou geld aan God wy, jy nie nodig het om enige ondersteuning aan jou ouers te gee nie. Dus het die korban tradisie God se woord kragteloos gemaak. Jesus wys al daarop dat hierdie gebod van God op sy geskei word ten gunste van hul eie tradisies. In verse 14 tot 16 spreek Jesus die skare toe oor die beginsel van ware reinheid. Jesus verduidelik dat hulle nie verstaan wat onrein beteken nie, want dit is nie vuil hande of kos wat die mens onrein maak nie. Dit is dit wat uit jou hart uitkom, wat jou onrein maak. Lukas 6 vers 45 sê, dat goeie mense die goeie tevoorskyn bring uit die oorvloed van dit wat uit hul hart aangaan, terwyl die slegte mense die slegte tevoorskyn bring. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Jesus praat dan in verse 17 tot 23 net met sy disippels en verduidelik aan hulle dat kos die maag binnegaan en uitgeskei word, sonder om die hart te beïnvloed. Onreinheid spruit dus uit die slegte gedagtes en sondige begeertes van die hart, en Jesus lys dan 13 booshede wat in die hart gekoester word. Sien, ons hoef net ons eie hart te ondersoek en onsself te vra, is my geloof uiterlik of innerlik? Hou ek vas aan tradisies en menslike gebruike wat die wil van God ondermyn, of streef ek daarna om God se woord te gehoorsaam, te doen wat sy woord van my verwag, en my hart en gedagtes op hom gerig te hou. Mag jy 'n geseënde dag verder hê. Tot volgende keer. Totsiens.